kan vergelyk. En wie het die grootste naam? Stel die grense van die oseaan. Wie kan oor sy grootte stryd? Wie ken elke ster sy naam? Wie kan die son beveel om te skyn en die maanlig laat verdwyn? En onvergelykbare God, hoe groot is die
net 'n oomblik om net stil te word. Hy die rus bestem vir elke een van ons. Voel net sy rus.
stromes mag my siel na U, o Heer. U alleen is my hart verlange en ek dink aan U, die eeuw soos hy. Soos mag na water stromes mag my siel na U, o Heer. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U, die eeuw.
ander naam voor wie ons wil buig nie. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve all the praise. Here, daar is geen naam, geen ander naam voor wie ek wil buig nie. Daar's geen ander naam voor wie ek wil staan en oor my wil verklaar nie, Here. I just want to speak your name, Jesus. Jesus. Here, ek voel ek kan nie eens reg opstaan nie. Ek wil net buig voor U, my God. Here, daar is niemand anders nie. Dis net U. I love you. I love you. I love you, Lord. Here, my hele hart, my wese, my siel roep uit tot U. Ek het U lief, my Heer. Worthy is your name. Worthy is your name. Here, dit gaan nie vandag oor enigiets anders behalwe U nie. Die wêreld kan met alles kom wat dit het. Dit vervaag in die heerlikheid van my God. Al die kommer wat die wêreld op 'n mens wil probeer pak, Here, word soos broodkrummeltjies onder ons voete wanneer ons in U teenwoordigheid staan. Worthy is your name. Worthy, Here. U is ons alles, ons Alfa, ons Omega. U is die naam voor wie ons buig. U is ons God. En ons bemin U, Here, met alles wat ons het. Waardig is U, o Heer. Waardig. Amen. Baie dankie, pastoor. U kan die sitplekke neem. Ja, wat 'n wonderlike atmosfeer van vrede ervaar 'n mens in jou hart terwyl ons so sing. Wat 'n voorreg om die naam van die Here te kan grootmaak. Nou, verlede week het ons gehoor van die tafel van die Here waar ons kan aansit. Wat 'n ongelooflike voorreg dat ons daar kan aansit en soos Elma gesê het, ons sit nie net aan nie, ons gaan sit op die Here se skoot. En hy het 'n baie groot skoot. Ek weet, die hele wêreld se mense kan eintlik op sy skoot sit. Ons moet net die uitnodiging aanvaar, né? Nou ek wil met julle 'n bietjie praat oor vrede, omdat dit nou die maand Yahweh Shalom, wat beteken God ons vrede, maar soos verlede week gehoor het, daai woord beteken nie net vrede nie, dit beteken volledigheid, dit beteken 'n absolute ampere rus wat jy in God ervaar. Nou, Paulus het ook oor vrede geskryf en
Baie interessant dat die Bybel sê daar in Jesaja dat daar's geen vrede vir die goddelose nie. Is baie interessant. Daarom weet ons dat die Bybel, as hy praat van vrede, dan gaan dit nie net oor daar's nie oorlog nie of daar's nie gevegte nie, dit is 'n innerlike toestand wat nie altyd deur uiterlike omstandighede beïnvloed word. Die Here se vrede, of so behoort dit te wees. Okay, dat ek dit eerder so stel. Dit behoort so te wees. Dat 'n mens die Here se vrede. Nou ek wil 'n bietjie met julle praat oor wat Paulus sê in Filippense. Maar voor ek kom by die gedeelte, wil ek net so ietsie sê oor die brief van Filippense, net om julle 'n bietjie agtergrond te gee. Ek meen Paulus het 'n gesig gekry. Onthou, toe Paulus sy eerste sendingreis gedoen het hy dit gedoen in wat ons van praat die huidige Turkye. Al daai gemeentes was in Turkye, selfs die 7 gemeentes van Openbaring is ook vandag in Turkye geleë. En hy kry toe hy op sy tweede sendingreis gaan, toe was sy gedagte om die gemeentes daar in Turkye om hulle te gaan versterk. Maar terwyl hy in Troas is, Troas is daar in die noordelike deel van noordwestelike deel van Turkye, is 'n hawestad. Terwyl hy daar was, toe kry hy 'n naggesig waar hy 'n Macedoniër sien wat sê kom oor en kom help ons. Nou Macedonië is Noord-Griekeland. Agaia, wat julle ook sal lees in die Bybel, is die suidelike deel van Griekeland. So kry hy nou daai gesig wat sê kom oor en kom help ons. En toe vaar hy oor daai see wat bekend staan as die Egeïsiese See, en toe land hy by 'n plek met die naam van Neapolis. Dis wat die Bybel van praat. Huidiglik is daai plek se naam Kavala, dis nie meer Neapolis nie. En nou Filippi, die stad Filippi, is aan 'n sytak van 'n rivier wat bekend staan as Zygactus, wat 'n woord. Sorry, ek wil nie klink dat mens kan maklik struikel hier en jy kan dalk 'n woord sê wat jy nie wil sê nie. Die woord wat hoe is in Russies. Julle kan maar self gaan kyk wat dit is. Ek kan dit sê. Okay. Nou daai rivier, dis daai rivier. Daarbo kan ons doopbad. Dit is die rivier waar Lydia in gedoop is, wat ons lees in Handelinge 16 van. Sy was die eerste bekeerling wat gedoop is in Europa. Want ek weet Griekeland is in Europa. Turkye is in Asië. Okay, so sy was die eerste doopeling wat daar gedoop is. Nou, toe Paulus nou gegaan van Neapolis is hy Filippi toe, want Filippi is bietjie meer binneland toe, en toe kom hy daar en begin die evangelie verkondig. Toe is daar 'n vrou wat 'n demoon gehad het van waarsêery, en sy het vir haar mense baie geld ingebring, en Paulus waag dit en hy dryf daai demoon uit. En toe het hy groot probleme. Toe sleep hulle hom daar voor die stadsowerheid, en uiteindelik toe het hulle hom vreeslik geslaan, vir hom en Silas, en hulle in die tronk gegooi. Maar nou nie wees soos ou wat eendag gepreek het, en hy het nie baie van die Bybel geweet nie, en hy praat van Paulus en Silas in die tronk, en hy sê, Paulus en sy vroukie Silas sit in die tronk, en hulle seentjie Timoteus is honger by die huis, jy weet. So, dit was nou nie, dit is nou, dis nou wat jy noem inlegkunde, om in die Bybel dinge in te lê wat oor daar staan. Okay, goed, dit was nou nie so nie. Paulus en Silas, wat baie interessant is, uit mekaar het geslaan, en die middernag toe sing hulle lofliedere, en toe gaan die tronkdeure oop, en alles gaan oop, en julle weet van die hofdienaar wat toe tot bekering gekom het. Nou wat vir my baie interessant is, net die volgende dag, ek weet Paulus was partymal vir my, ek kan partymal lag vir hom, in die sin, hy was 'n Romeinse burger, en as gevolg van die feit dat hy 'n Romeinse burger was, het hy sekere regte gehad, wat hy nie altyd van gebruik gemaak het nie. Ek meen, hy kon toe hulle hom daar voor, en ek gaan nou vir julle 'n foto of 2 wys, net om vir julle 'n idee te gee. Toe hy daar voor hierdie regter se sleep is, kon hy vir hulle sê, luister,
julle het nie reg om aan my te slaan. Ek's 'n Romeinse burger en ek het nie, daar was geen saak wat julle gemaak het teen my. Maar hy het nie van daai reg gebruik gemaak nie. En ek glo, hy was so ingeskakel by die Heilige Gees, dat die Heilige Gees het 'n doel gehad, hy wou daai tronkbewaarder in die hande gekry het. En daarom het maar die volgende dag, dis vir my so interessant, toe kom hierdie regters, toe sê hulle, Paulus, julle kan nou maar gaan, julle is onskuldig. Hy sê, wat? Julle het ons hier gesit, julle kan ons hier kom uithaal, verstaan julle? En ek kan al sien, hoe kom hierdie grand regters, en hier vat hulle hier twee, en hulle vat hulle hier uit die stad uit. Ok, nou goed, en toe Paulus, seker so, hulle sê vroeg in die 60s na Christus, het hy 'n brief geskryf aan hierdie gemeente van Filippense, en hy was op daai oomblik was hy in die gevangenis gewees. Nou die ouens sê dit was heel waarskynlik Rome, want Paulus was ook in Caesarea in 'n tronk, en hy was ook hierso in Filippi was hy ook in die tronk gewees, en selfs in Efese of wat ook al, maar die ouens sê hulle vermoed dit is van Rome af, wat hy vir hierdie ouens 'n brief geskryf het, en dit was in die tyd van keiser Nero, en daar was geweldig vervolging vir die Christene. En weet julle hoekom? Want die keisers het bekend gestaan as Lord and Savior. En die Christene het geweier om hulle so aan te spreek. Want hulle het gesê, there's just one Lord and Savior, Jesus Christ. En as gevolg daarvan, het hierdie klomp keisers dit nie gelike nie, en toe is hulle geweldig vervolg. Met ander woorde, hy skryf vir 'n gemeente, en ons sien dit ook, as jy in Filippense 1 vers 27 tot 30 gaan lees, dat hierdie gemeente het gelei vir hulle geloof. Maar wat baie interessant is, Filippense 4 vers 22, dan skryf Paulus, dan praat hy van gelowiges wat tot in die keiser se huishouding was. Interessant, né? Met ander woorde, in die keiser se huishouding was daar mense wat gesê het, you are not Lord and Savior, Jesus is. Wonderlik, né? Nou oké, dit is maar nou net so om vir julle agtergrond te gee. En wat vir my baie interessant is, vir hierdie vervolgde gemeente skryf Paulus, verbly julle in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Paulus het na hulle rou oopgeslaan. As ek het dan wat sou julle gedoen het? Ek meen, ons kan bytelmal vir die geringste ding kla ons. Ek weet nie julle nie, nou sal buite. Jy word net vies as 'n taxi voor jou inry. Of enige iets wat gebeur, of jy soek iets en jy kan dit nie kry nie. Nou, dit is nou, 'n mens moet leer, veral as jy ouer word, sit maar 'n ding op sy plek neer. Want anders kan jy nogal, kyk hoe lag al julle ou mense, ons jong mense voel dit nie, goed. Ok, en hier's 'n paar foto's. Ek het die voorreg gehad om in 2023 in Griekeland te wees op 'n studietoer, saam met prof Stefan Joubert. En toe het ek 'n paar foto's geneem, ook onder andere wat oor is van Filippi. En daar's nou 'n paar foto's. Die eerste foto wat julle gaan sien, is maar die wat hulle gepraat het, dis die Agora. Dit was die, wat is die Agora, die whatever, die plek waar hulle by mekaar, die markplein, dis die Afrikaanse woord, die markplein. Die tweede foto is ook van daai selfe markplein, dis voor daai markplein, dis waar Paulus hulle heen gesleep is, en daar het hulle voor hierdie regters verskyn. Nou, die tronk in Filippi het so half teen die heuwel opgelê. So jy kan dink, nadat hulle hier stikkend geslaan het hulle opgesleep en in die tronk gegooi. En die volgende foto wat daar is maar van al hierdie stede van die ou Romeinse tyd het 'n stadion gehad met 'n paviljoen, en dit is maar die stadion wat nog oor is daar. En dan die volgende foto is die tronk waar Paulus in was. Kan julle sien, dit is nie 'n moderne plek nie, daar was nie beddens nie, of matrasse nie, of niks nie.
En dan die volgende foto is hoe hierdie sel binne gelyk het. Dis die sel waar Paulus en Silas in die tronk was. In die volgende foto staan ek voor die graf, voor die tronk, net om julle te wys ek het regtig die foto's geneem. So dis nou maar net vir kennisname. En nou kom ons by wat Paulus geskryf het oor vrede. Nou Galasiërs 5 vers 22 sê hy dat vrede is een van die vrugte van die Heilige Gees, of vrug van die Heilige Gees. Vrede. Kom ons lees Filippense 4 vanaf vers 4 tot by vers 9, en soos wat ek dit lees, gaan ek oor elke versie net ietsie sê. En dan is ons klaar. Is julle bly daaroor? Wie is bly? Steek op jou hand. My genade, bly, okay. Wie wil nou al huis toe gaan? Daarom een nie. O, daar staan James al op. Okay, goed. Nee, kom ons kyk na hierdie wonderlike vrede. Verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Ek meen, dit is unbelievable. Hierdie teks, ek meen, ons het op ons gesing, onthou julle vroeër, rejoice in the Lord always, en dan sing die broers, en dan sing die susters, en dan sing almal saam, ek sien so 'n paar skud hulle koppe, julle onthou dit, okay, goed, dan sê hy, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Nou vriendelikheid, daar's 'n groot verskil om vriendelik te wees en om stroperig te wees. Julle ken dit mos, ag ek is so bly om jou te sien, maar jy kan met 'n stok aanvoel, hy is nie bly om my te sien, verstaan jy? Jou vriendelik. Want dan sê hy, die Here is naby. Nou dit is vir my so wonderlik dat 'n man wat op daai oomblik in die gevangenis sit vir 'n klomp mense wat vervolg word, skryf die Here is naby. Ek meen man, hulle dalk partymal gevoel, maar waar is die Here? Het julle al so gevoel? Paar eerlikes. Voel partymal so, veral as jy in baie moeilike omstandighede kom. Okay. Nou kom hy, nou sê hy, moet oor niks bekommerd wees nie. Nou hierdie staan in dis 'n bevel hierdie. Dis nie hy skryf dit nie, dis nie 'n statement wat hy maak nie. Dis 'n bevel, in die Grieks staan dit in die imperatief wat 'n opdrag is. Moet oor niks bekommerd wees nie. Wie van julle was nog nooit bekommerd nie? Okay. Ek wil nou amper weer soos daar een pastoor wat 'n huweliksseminaar gehou het, te vra hy, wie van julle mans en vrouens het nog nooit woorde gehad? Julle het nog nooit 'n bietjie beklein. En hy sê, toe staan daar so waar 'n paar op, en hy sê toe vir die ouens wat sit, hoorie, kom ons bid vir die leenaars, verstaan jy? Okay. Ja, okay, kom ons. Genoeg daarvan. Moet oor niks bekommerd wees. Nou weet jy wat sê die Bybel? Dat in Matteus 13:22 sê die Here Jesus dat bekommernis is een van die dinge wat die woord verstik. Met ander woorde, jy kry 'n woord en jy glo, maar dan kom die bekommernis en baie maal kom dit in die nag. En wie hulle sê 90%, en dit is nou 'n feit, van die goed waaroor jy lê en worry in die nag gebeur nooit. 90%. So jy lê daar en jy wonder en jy bekommer en alles, gebruik eerder daai tyd om te bid. Want wie wat het ek uitgevind in die lewe? As jy wakker word in die nag, is daar net een van twee redes. Dis die Here wat jou wakker maak, wat wil hê jy moet bid, of is die duiwel wat nie wil hê jy moet slaap. Nou die beste ding om te doen is begin bid. Want as dit die Here is, sal jy wakker bly. Maar as dit die duiwel is, gaan jy baie vinnig aan die slaap raak, want hy wil jy bid. Jy verstaan jy? Okay. Dis maar net so 'n bietjie praktiese raad. Moet oor niks bekommerd wees nie. En jy weet pastoor Bonke, julle het ook ken. Hy het eendag gesê dat hy worry omdat hy nie worry nie. Verstaan jy? Dis nogal 'n paradoks, né? Ek worry omdat ek nie worry nie, verstaan jy? Want sy vertrou in die Here.
Maar nou kom die Here, nou sê hy, wat is die teevoeter vir bekommernis? Hy sê, maar maak in alles julle versoeke deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend. Hoe klink dit? Gebed, smeking, party ons sê, jy kan nie die Here smeek nie, jy kan nie Here smeek. Kan die Here smeek. Ek wil vir jou sê, as jy partymal in situasies kom, dan leer jy baie vinnig om die Here te smeek. Toe hijackers my begin skiet het ek vinnig die Here gesê, asseblief Here, haal my net hier uit. En hy het my uitgehaal. Dank die Here daarvoor. Het my raak geskiet, ja, maar die Here het my lewe gespaar. So gebed en smeking, maar nou kom hy met danksegging. Ek meen met ander woorde, dit gaan oor om die Here te dank, al het dit nog nie, al kan jy dit nog nie sien nie. Met ander woorde, Here, ek lê hierdie ding voor U, ek sien dit nog nie, maar ek lê dit aan die voete neer, en ek dank U dat ek weet, U hoor my gebed, U gaan my beantwoord, soos wat dit U wil is vir my lewe, ek gee myself aan U oor, en daai gebed gaan eintlik oor vertroue. Dis, as jy met die Here praat, en goed voor sy voete neerlê, dan dit is 'n teken, ek vertrou hom. Ek vertrou hom. Nou luister, hier kom nou 'n baie interessante ding, in vers 7. Vers 7 sê, en die vrede van God. Maar nou, ek wil iets vir julle sê oor hierdie woordjie en. Die woordjie en in die Grieks is die woordjie kai. K-A-I, dis hoe jy hom spel. Kai. En daai woordjie beteken, weet julle wat beteken dit? Dis in hierdie verband hierso. Hierdie voegwoord, dis 'n voegwoord. Hy lei die gevolg van die voorafgaande in. Dis wat dit beteken. Met ander woorde, as Paulus vir hulle skryf, dat julle met al julle goed aan die Here bekend maak met gebed, smeking, danksegging, dan sê hy en. Met ander woorde, kai gebruik hy. Dit is 'n gevolg. Die twee verse hoort by mekaar. Dit is nie en iets gaan hierop volg. Iets gaan volg as jy dit aan die Here bekend maak. As jy dit aan sy voete neerlê. Wat gaan volg? Luister mooi. Hy sê dit, okay, dis die gevolg wat kom om jou hart voor die Here uit te stort. Let wel, dit gaan nie, die antwoord is nog nie daar nie. Hoor wat ek vir julle sê. Dit is net eers, jy lê dit aan die voete van die Here neer, dan is daar 'n gevolg. En luister na wat hy sê. Hy sê, die vrede kom, want jou gebed is 'n uitdrukking van vertroue. Dis 'n wete dat God is in beheer van my situasie en van my omstandighede, en wat gebeur, dan kom die vrede van God, en dan gebeur iets, en hy sê, die vrede van God bewaar my hart en my denke. Okay, luister nou mooi. Luister nou mooi. Nou sê hy, hierdie vrede van God, wat kom, dit oortref alle begrip. 'n Mens kan dit nie verstaan nie. Dis onmoontlik om dit te verstaan. Onmoontlik. Ek onthou jare terug in Spring Sentraal, waar ek jeugpastoor was daar 'n ou oom, sy naam was oom Kearney. Ek het julle al vertel van oom Kearney. Nou oom Kearney was 'n ongelooflike Christen. Ek meen, jy moet ver gaan, hy het sulke blou oë gehad, en die liefde van die Here het net deur hom gespoel, en hy het 'n manier gehad om halleluja te skreeu. Ek weet, jy het dit nog nooit gehoor nie, die dode het opgestaan as hy halleluja skreeu, en daar was mense wat hom so veroordeel het, en toe sy dood, en toe sê hulle, ons gaan oom Kearney se halleluja's mis. Kan jy glo, mense kan so lieg. Okay, nou oom Kearney land in die hospitaal, daar in Springs. En ek en die visiejeugleier gaan om vir oom Kearney te gaan bid in die hospitaal.
Weet julle wat gebeur? Ons dog nog, ons bid vir hom, toe begin hy vir ons te bid. Dit is iemand wat die vrede van God ervaar het ten spyte van die feit dat hy kanker gehad het. God se vrede was so, dat die heerlikheid van die Here was in hy hospitaal gewees. Nou goed, hy is toe later uit, en hy is toe later op 'n hoë ouderdom in sy huis toe, na die Here toe, en ek glo, sy halleluja's 3 nou nog. Maar dit is dit gaan begrip. Jy verstaan dit nie. Jy gaan na iemand om vir iemand te bid wat siek is. En ek meen, die ou moet eintlik, jy moet hom aanmoedig. Maar hy moedig ons aan. Ongelooflik, né? Dit gaan jou verstand te bowe. Jy verstaan dit nie. Ek en daai ou het gepraat, sê, liewe hemel, ons gaan hom vir Onkunie te bid, en die bid hy vir ons. OK. Dankie Onkunie dat jy vir my gebid het. Vertrou. OK, hy sê, wat alle begrip oortref, hierdie vrede, dit sal in Christus Jesus, hier's nog 'n sleutel, nie buite Christus nie, in Christus. Hierdie vrede is in Christus verborge. Onthou julle toe hy vir sy disippels sê, my vrede gee ek vir julle, nie die vrede van die wêreld nie, maar my vrede gee ek vir julle. Daardie vrede, die ou vertaling sê, dit gaan alle verstand te bowe. OK. Hy sê, sal in Christus Jesus oor julle harte en gedagtes waak. Nou hier is nou nog baie interessant van hierdie gedeelte. Daai woordjie waak wat hy daar gebruik, is 'n militêre term, wat beteken, dit is soos 'n klomp soldate, 'n garnisoen soldate, wat 'n stad bewaar, of 'n stad bewaak. En vir die gemeente in Filippi, moes dit nogal, hulle moes dit verstaan het, want op daai stadium toe Paulus hierdie brief geskryf het, was daar 'n garnisoen Romeinse soldate wat hierdie stad bewaak het. So hulle moes dadelik verstaan het, maar soos wat hierdie, want dit is 'n militêre term, soos wat hierdie soldate hierdie stad bewaak, so bewaak God se vrede wat hy vir my gee, bewaak my gedagtes, dit bewaak my denke, dit bewaak my innerlike mens, dit gee vir my iets, dit bring 'n absolute vertroue, dat God is in beheer. Ek sal nooit vergeet nie, David Wilkerson, ek weet nie wie van julle weet hom nie, daai ou wat so geweldige werk gedoen het, onder die bendes van New York. Hy het eenmal 'n gesig gesien van dinge wat gaan gebeur, en vreeslike dinge, en nou, ek party goed het al waar geword, party nie, het maak nou nie saak nie. Maar hy sê, terwyl hy dit sien, en hy kom en hy sê, Here, maar hoe gaan dit werk? Hy sê, toe gee die Here, soos hy dit gesê het, he gives me 5 little words. God has everything under control. En luister mense, ek wil vanmôre vir jou sê, God is in beheer, ook van Suid-Afrika. OK. Die gemeente in Filippi het dit verstaan. Die gevolg van jou gebeure is dat die vrede van God waghou oor jou hart en jou gedagtes om jou te beskerm teen enige aanval van bekommernis. Die vrede van God. So, as jy weer bekommerd raak, op daai oomblik, bid daaroor. Smeek daaroor. Dank die Here daaroor. En ervaar hoe sy vrede oor jou waghou. Waghou. Onthou jy daai ou lied wat ons gesing het oor die vrede wat hy gee? Vrede ongekend, en dit word nog altyd meer nadat ek hom beter ken. Dit is so waar. Dit is so waar. OK. Nou is ons by vers 8. Nou, kan ek nog aangaan? Of het ek in volgende week? OK, nee. Nou kom Paulus, nou gee hy verdere opdrag. Hy sê verder, broers en susters, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat reg is,
alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat die lof verdien, ja, alles wat die ANC is, staan dit daar? Nee, ek sien dit nie. Alles wat my probleme by die werk is, nee. Luister wat sê hy. Hy sê, watter deeg of watter prysenswaardige saak daar ook mag wees, rig julle gedagtes daarop. Dit moet julle bedink, sê 'n vertaling. Jy moet daaroor dink. Jy moet hierdie goed moet jy in jou gedagte, want jy sien, iemand het eendag gepraat en ek sal dalk as die Here so wil volgende week met julle praat oor 'n battlefield of your mind. Ek meen want dit is die aanvalsplek van die duiwel is in jou denke. Hy val jou gedagtes aan. Hy plant vir jou gedagtes. Die Bybel praat van vuurige pyle wat die bose wat kom en dan praat hy van die skuld van geloof wat dit kan uitwis. Luister, dit is hoekom dit gebeur in die nag. Want alles is stil. En dan kan jy nie slaap nie en dan is jy al klaar geïrriteerd omdat jy nie kan slaap nie. En dan is jy op 'n swak plek. En dan kom hierdie gedagtes. En dan soos iemand het gesê, dan begin jou gedagtes rond te hardloop. Ken julle dit? Ag, ek weet. Okay. Hy sê bedink dit, rig julle gedagtes daarop. En nou gaan hy aan en sê, wat julle van my geleer en ontvang en gehoor en selfs in my gesien het, hou aan om dit te doen. Paulus skryf vir die Korintiërs ook, wees my navolger, soos ek het van Christus is. Aan die ander woord, ek dink Paulus kan 'n voorbeeld wees. Ek meen, hy was in daai selfe Filippi, was in die tronk, was sy rug oopgeslaan, en hy was heeltemal, sy klere is van hom afgeskeur, en hy's in koue blokke, en daai sel wat julle daar gesien het, daar sê 'n matras of niks nie, is hy daar vasgesit in, hoekom middernag? Want hulle kon nie slaap nie, weens die pyn. En wat doen hulle toe? Silas, onthou jy daai koortjie? We gaan, ja, Jesus, besit nou my hart. Ja, Jesus. Paulus, oor die vrede wat hy gee, vrede. Kan jy dit dink, Here my God? Wat sê ek gedoen het? Wat sê ek gedoen het? Hy sê, volg dit na. Hy sê dan, en hier verskuif hy so 'n bietjie die fokus. Die eerste een sê hy, die vrede van God. Nou kom hy en hy sê, en die God van vrede. Met ander woorde, die vrede is, sy basis is God. En hy is die een wat die vrede gee. Dit kom van hom af, dis hoekom hy sê, in Christus Jesus. Hy bring rus in ons harte en in ons denke. Dis net hy wat dit kan doen. Mense, kom ons wees eerlik, ons leef nie in maklike tye nie. In Suid-Afrika is dit regtig waar nie altyd maklik. Daar's dinge wat jy nie meer kan doen nie, wat ons as jong mense gedoen het, buite gespeel, en laat in die aand in die huis gekom, en daar was nie verstaan julle, jy het dit gedoen. Dit was 'n ander lewe. Maar nou, sê hy, luister, die God wat vrede gee, die een wat rus bring in jou denke en in jou hart, daardie God sal met jou wees. Daardie God sal met jou wees. Dis die vrede wat hy gee. Daai rus, daai volledigheid, daai absolute wete, dat hy is in beheer. Hierdie God wat ek dien, hy is in beheer van my lewe. Hy is in beheer van my hele lewe. Hy is in beheer van my bankbalans en van my hele menswees is hy beheer van, as ek sy kind is, en ek sit op sy skoot. En Pierre Leroux het eendag so mooi gesê, hy het gesê dat
Hy het dit so verduidelik. Hy het gepraat, hy het 'n voorbeeld gebruik van 'n muis wat 'n kat gejaag het. Die kat het die muis gejaag en die muis kom hier by 'n man en die man tel die muis op en sit hom in sy sak. En die man loop en die muis, wat doen hy? Toe hy die kat sien. Verstaan jy? Ek weet hoekom, want hy's in die man se sak. Hy's veilig, die kat kan hom nie bykom nie. En dis presies wat God se rus en sy vrede vir jou bring. Hy gee jou daai absolute versekering. 'n Sekere teoloog met die van Thyssen het die volgende gesê: Peace in this sense is to be understood as a link joining heaven and earth. Dis die skakel wat hemel en aarde bymekaar bring. Met ander woorde, dis die skakel wat jou eintlik al hemel op aarde laat ondervind. God se vrede. God se vrede. Hier, mense. En dis wat ou Paulus geskryf het. En ek bid, Here, dat U daardie vrede in ons harte sal uitstort. Die vrede van God en dat die God van vrede met jou sal wees. Halleluja. Kom ons buig ons hoofde. Ek wil vanmôre 'n uitnodiging gee. En dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor 'n geloofstap wat jy neem voor die Here. As jy hier sit en jy's vol bekommernis, die Here veroordeel jou nie. Hy wil vanmôre wil hy iets vir jou doen. En jy wil dit regtig waar na hom toe bring met gebed, smeeking, danksegging. Dan wil ek hê daar waar jy sit, steek dit jou hand op. Nie vir my nie, vir die Here. Die Here sien dit, die Here sien dit, die Here sien dit, die Here sien dit. Die Here sien dit. Hy sien jou hand. Hy sien wat agter dit is. Hy sien daai bekommernis. Hy sien dit. Ek bid nou, Here, in die naam van Jesus, dat elkeen wat sy hand opsteek, dat die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, so mense hart en sy sinne sal bewaar in Christus Jesus. Ek wil bid, Here, dat daai garnisoen, dat dit om so 'n persoon getrek sal word, om sy denke, om haar denke, en dat God se vrede deur hulle sal vloei in hierdie oomblikke, en dat hulle sal ervaar, dat die God van vrede is met my. Ek bid dit, Here, en ek dank U daarvoor, en ek eer U daarvoor, in Jesus se wonderlike naam. Amen. Prys die Here. Prys die Here. Baie dankie, Elma. Die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan. Jo, wat 'n lekker gedagte om net in jou kop te hou en te koester en oor te gaan. Ek het terwyl pastoor gebid het, toe kom die Carmen weergawe van Peace Like a River by my op. En ek besef net, dit is wat die doen, is in die teenwoordigheid van alle aanslagte, sing jy oor God se Peace Like a River. Baie dankie pastoor vir hierdie pragtige woord. Ons het aan die einde gekom van ons diens. U het ons aankondigings gesien, dit was op die bord gewees. Al ons aktiwiteite is nog gesluit, ons hou nog bietjie vakansie, maar ons hou nog steeds aan om Woensdae by ons huise te bid. Woensdae aande 7:00. Ons vra nie veel van jou nie. Jy hoef nie eens uit te gaan nie, jy hoef nêrens heen te gaan nie. Woensdae aande 7:00. Maak net tyd om te gaan bid. Dink net wat kan gebeur as die hele wêreld gelyk instem tot God. Imagine wat kan gebeur. So, Woensdae aande bid ons, dan wil ons jy herinner, ons sonnaskool doen 'n heerlike, laat ek hom in die regte volgorde sê, kry en ry. Ja. Moenie ry voor jy gekry het nie. 'n heerlike kry en ry met curry en rys, butter chicken,
Vir my die groot ding is, julle kan maar die malva pudding van daai melkkos. Ek kan nie wag vir daai melkkos nie. So heerlike melkkos, malva pudding. Dis baie goedkoop, R30 vir 'n bord kos en R15 vir 'n heerlike puddingkie. So asseblief, vandag is die laaste dag wat hulle nog bestellings kan plaas, so asseblief plaas by Ronel die bestellings. Sy het 'n vormpie ook wat jy kan invul, as jy bang is dat jy dalk die verkeerde bestellings kry, maar ondersteun hulle, ons wil vir jy vra, asseblief ondersteun hulle. Dan herinner ons jy ook, die 1 Augustus, ons gaan daardie naweek van die 1 Augustus gaan ons vroue naweek hou, aangesien die week daarna is 'n lang naweek. So die 1 Augustus het ons 'n heerlike vroue dag hierso. Kaartjies is R200 per persoon. Daar's verskeie van die dames wat kaartjies het wat jy by hulle kan koop. Andersins kan jy net vir Ina kontak ook. Sy het kaartjies. Dit gaan iets besonders wees. Dit gaan net vir 'n kort rukkie. Ons gaan van 10:00 die oggend tot 12:00. Amper sê ek tot 10:00 die aand toe. Dit kan lekker wees. Tot 2:00. Van 10:00 die oggend tot 2:00 gaan ons hierso wees. Dit beteken vir my dis oor lunchtyd. Daar gaan nie ietsie wees om te hap. Yummy. Ek is beslis hier. Maar ons gaan lekker 'n kunstigheidjie doen. Ons gaan goeie tyd saam met die Here geniet en saam met mekaar. So ek wil vir julle uitnooi, kom asseblief en ondersteun ons met dit. R200 'n kaartjie en dan kan u vir ons daardie dag ook heerlik ondersteun. Die res van ons aktiwiteite was daar gewees. Ons gaan opstaan en ons gaan in vrede 'n heerlike lied sing en uitbeweeg in hierdie week met volle vrede vat. Is jy reg daarvoor? Kom ons staan op en ons sluit af met 'n heerlike lied.